Gaan ons binnekort nog rentekoersdaling sien? Ons gesels hierdie week met Prof Waldo Kriel hieroor en kyk ook of daar nie ekonomiese redes agter Trump se besluite is nie. Daan van FFG gesels oor wat hy nou in die versekeringswêreld sien en waarvoor jy moet uitkyk. Hierdie week se ekonomiese oorsig word met trots aan jou gebring deur FFG. Ongeveer 81% van die mense wat hierdie video kyk, volg ons nog nie op YouTube of Facebook nie. Gaan kyk gou of jy ons volg, dit kos jou niks nie en dis die maklikste manier om ons te help groei en hierdie inhoud aan die gang te hou. Op 'n baie werklike manier is jy deel van ons suksesverhaal en wat ons probeer bereik hier by AMT. So baie dankie vir jou ondersteuning. Die rand verhandel tans op R16.35 teenoor die Amerikaanse dollar, op R19.13 teenoor die euro en op R11.03 teenoor Australië se dollar. Die Brent olieprys staan tans op $64.62 per vat. Soos beloof gesels ons weer met Waldo Kriel van die Noordwes Universiteit vandag. Ons kyk bietjie na die beleidskomitee wat hierdie week ook sit. Ons bespiegel bietjie oor moontlik wat daar gaan uitkom en bietjie internasionale nuus. Baie welkom by ons vandag, Waldo. Johnny, dankie. Waldo, ons dalk weer by die ou topics kan begin. Wisselkoers, hy's redelik sterk nog. Wat jou gevoel rondom dit en dan ook oliepryse? Johnny, dit lyk sterk en of dit nou 'n goeie of 'n slegte ding is, kan mens nou oor praat, nee, maar die rand bly stewig in die aangesig van baie internasionale onsekerheid en die olieprys ook hier by $64 'n vat. So men goeie nuus vir ons inflasie vooruitsigte. Mens dit is so gesê, dit is minder goeie nuus as jy nou jou produk in dollar uitvoer en dit is nou minder dollar werd, maar in die breë dink ek vir inflasie en vir verbruikers is ons op 'n goeie plek en duidelik soos ek en jy nou al gesels het dinge so 'n bietjie verander. Vroeër as daar onsekerheid was of iewers is daar konflik, dan verswak die rand. Nou is dit nie meer heeltemal daai storie nie. 'n Groot deel van die onsekerheid word deur die FSA veroorsaak en dit dra by tot 'n relatief swakker dollar, effens swak sterker rand. Ek het nou in hierdie week se graanvideo wat ek spesifiek gepraat het. So ons kyk nou 'n bietjie vir weer in Brazil, weer plaaslik wat 'n groot impak op graanpryse kan hê. 'n derde faktor wat belangrik is die wisselkoers. My gevoel in daai video het ek gesê het, ek dink ons gaan nie noodwendig nou 'n verskriklike verswakking sien nie, want ek sien nie dat ons baie meer sekerheid nou uit Amerika uit binnekort gaan kry nie. So wat jou gevoel, het ek reg gesê, dink jy ons kan ook verswak of versterk en as hy beweeg in watter rigting dink jy? Nee, ek stem saam, Johnny. As mense nou dink, dis nou Davos hierdie week en president Trump het 'n reuse Amerikaanse afvaardiging daar, allerhande interessante idees. So ek dink onsekerheid van die Amerikaanse kant af voor die Groenland storie nie afgehandel is na een of die ander kant toe nie, is daar onsekerheid en tot die voordeel van die rand. Hier plaaslik is daar, kom vir sê gelukkig, nie vreeslike goed wat kan nuus maak nie. Die Iraneese in ons vlootoefeninge het nou gekom en gegaan en die rand het niks gemaak nie. So die volgende stap is die president se staatsrede en dan is dit die begroting in Februarie. So polities is daar nie goed wat ons vreeslik kan opskit nie. En ons sit dan met 'n baie hoë goudprys, 'n baie hoë platinumprys. Al daai dele van die ekonomie loop eintlik lekker. So nee, ek dink die rand waar hy is, ek voorsien ook nie vreeslik baie sterker nie. Die kans dat daar baie goeie nuus nou hier by ons gaan opduik. Addisionele goeie nuus. Goeie nuus is skraal en ek meen addisionele slegte nuus in die FSA. Ek wil eerder nie dink wat dit sou kon wees nie, maar dit sou baie sleg wees, ja. Oliepryse, wat jou gevoel rondom dit? Dis ook interessant, Johnny. Ek meen, ons het nou die onluste in Iran of dan nou proteste in Iran gesien, betogings ensovoorts. Die olieprys was vir so dag of $2 'n vat hoër. Hy's terug. Dis hoekom hy die laaste week of so van 60 na 64 toe was, nê? En dis nie daar's eintlik dis net China wat nog Iranese olie koop. Niemand anders as gevolg van die sanksies. So die bekommernis is nie Iran se olie self nie, dit is meer sou konflik daar dalk daai straat van Hormuz sluit, dat daar nie skeepvaart kan plaasvind nie. Dis waar die bekommernis vandaan kom en lyk my ouens het vinnig oor dit gekom en gedink, nee wat, die see is oop.
dit lyk ook nie of daar vreeslike nuus kan uitkom nie. Mens moet nou nooit sê nooit nie, maar as jy nou dink of wat op die horison lê, lyk dit relatief rustig. Wil jy iets 'n interessante storie vertel voor ons nou begin opneem met oor Iran wat baie ekonomies onder druk nou tans is, hoekom die betogings nou plaasvind, al daai tipe goed. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Daar's verseker politieke redes ook, ek los daai vir toe, maar die in Iran doen die ekonomie eintlik nie goed nie, en nou vir 'n lang ruk al, en ek dink dis dalk die soort ding wat op die ou end 'n bevolking dryf om te betoog, om te sê, jy kan nou sê ek wil politieke verandering hê, maar as jy 'n baie rustige lewe het, dan kan dit politieke verandering nog maar so 'n bietjie wag. Maar hulle sit met 'n reuse droogte wat sy eie probleme het. Daarmee saam is meeste van hulle elektrisiteit is hidro opgewek, so daar's ook reuse kragonderbrekings as gevolg van hierdie droogtes. Inflasie is deur die dak, want alles wat hulle invoer is nou onderhewig aan sanksies, so dis baie duur. En hulle kry nie hulle goed uitgevoer. Hulle kry nie hulle olie uitgevoer nie, en hulle wisselkoers het kwai verswak die laaste ruk. So al daai maak eintlik dan nou 'n bevolking ontevrede kwaad. Ja. So mens moet nie daai element van die impak van sanksies onderskat nie. Dis nogal baie interessant. Ek wil eintlik dan so 'n bietjie, want daar's nou baie sanksies van Amerika af spesifiek wat nou op Iran ingekom het. So eintlik gegee dit. Ek het veel praat oor Trump en die hele onluste en alles wat hy nou, of die beleide en die tariewe en alles wat hy nou ingestel het. Is dit primêr ekonomies onderliggend gedryf of is dit politiek gedryf? Hoekom ek dit spesifiek vra is, ek hoor baie sprake van Amerika se skuld wat deur die dak is. Hulle het nie noodwendig kan terugbetaal nie. Sien dat hulle dalk gesien, hoor jy, ons kan nie op hierdie traject voortduur nie, ons moet 'n verandering maak, ons moet 'n skuif maak, en nou gebruik hulle al die goed om te sien dat hulle ekonomies volhoubaar vorentoe kan gaan. Wat is jou gevoel eintlik rondom al hierdie onsekerheid, want dit kom nou van Amerika af, soos ons vroeër gepraat het. Maar is dit nie ekonomies gedrewe nie, as ek dit so kan vra? Ek dink dit is 'n groot deel van die storie, Johnny. Mens moet nou half sê daar's twee goed aan die gang. Aan die een kant, hulle ekonomie groei nog steeds relatief sterk. Met hulle 2025 syfers lyk eintlik goed vir 'n groot ontwikkelende land, of ontwikkelde land. En daarmee saam, jy weet, het hulle werk geskep vir 'n groot deel van laas jaar. Dis eintlik eers teen die einde van die jaar wat werkskepping afgeplat het. Dis nog steeds nie dat werkloosheid toeneem nie. Dis meer net hulle skep genoeg werk vir nuwe toetreders. Dit gaan nie sleg nie. Hulle inflasie is so bietjie hoër as wat jy, en hulle mikpunt is 2%. So hulle is nou bo die 2%, maar dit is nog steeds nie weghol inflasie volgens enige maatstaf. So op papier gaan dit baie goed. Maar nou is die vraag is, hoekom is mense so ontevrede? Hoekom voel hulle dit kan nie so aangaan nie, ensovoorts. En ek dink 'n deel daarvan is 'n bekostigbaarheidskrisis. Dat hoewel die inflasie koers laag is, pryse styg nie teen 'n hoë tempo nie, is prysvlakke voel mense is hoog. Dit het nie regtig afgekom na COVID en die oorlog in Oekraïne en sovoorts. Daai faktore het dit hoog gehou. So en veral behuising is duur, kindersorg is duur, dis duur om in die stede te bly, daai soort van storie. So dit skep hierdie ontevredenheid met ons werke word gevat deur buitelanders, ons bedrywe word eintlik bedreig deur invoere ensovoorts. Processing binne in die land nie, al daai tipe goed wat nou eintlik al hierdie tariewe en beleide nou dryf. So ek dink daai is 'n sterk deel van die storie. Ek dink soos president Trump nou na die tyd die tariewe gebruik het, is dink ek is baie meer polities. Dit is ook 'n stok om mee te slaan. O, julle hou nie van my Groenland planne nie, hier is vir julle 'n 10% tarief. So dis 'n politieke storie uit en uit. Maar 'n kombinasie van hierdie goed, jy kan dit baie moeilik uit mekaar uittrek, dink ek. Ja, politiek en ekonomie is nou so kan ek sê ingeweef, verweef te mekaar, maar dis eintlik hoekom ek jou vra, want ek en Theo praat altyd oor politiek en is gedrewe en alles, maar toe ek nou met jou gesels, toe dink ek, maar daar moet 'n langer termyn prentjie in hierdie storie wees. Ja, of hy 'n oorkoepelende plan het. Met 'n sinvolle lyk jy altyd so. Nee, en dis moeilik om al die goed saam te bring. So byvoorbeeld, hy gaan deur is 'n baie
ou wat vir besigheid is, jy weet, as my so, maar hy het al, weet, ek wil sê, baie rof gewerk met sy eie land se besighede, en druk op hulle gesit, en, weet jy, ek wil amper sê, soos 'n diktator opgetree teenoor binnelandse besighede, so, dit maak nie, dit strook nie altyd met die storie wat hy vertel nie, dieselfde gaat, hy klink asof hy fiskaal konservatief is, maar die Big Beautiful Bill, wanneer sy belastingverlagings inskop, gaan mens moet sien wat gebeur met staatsskuld, dan is hy glad nie meer konservatief nie, hy staatsskuld is deur die dak. Ja. So, ek dink dit, dan nou, saam met die manier hoe buitelandse beleid bedryf word, maak mense skrikkerig vir die dollar, skrikkerig vir dollarbates. Hierdie is nog, soos ek en jy nou altyd sê, dis nie de-dollarization, soos mense sê, die dollar se dae is getel, maar so 'n bietjie van geld wat vroeër in dollar was, is nou in goud. En mens sien dit in die prys, en mens sien so 'n bietjie in euromarkte ook van daai geld wat uitgeskuif het. En dis maar diversifikasie weg van risiko af. En ek dink ook, ek en jy het al gepraat hieroor, ek dink meer konflik wat ons nou eintlik sien, van die groot moondhede te mekaar, en ekonomieë wat, soos jy ook nou gesê het, in Iran, wat daar's ekonomiese druk, so die mense is meer ongemaklik, so as meer konflik, as meer polarisasie, en ons sien dit wêreldwyd ook, ekonomiese groei wat nie daar is nie, governments of regerings wat nie hulle skulde kan terugbetaal nie, hulle kan nie vir die mense verligting gee soos wat hulle wil nie, want hulle het nie meer daai kapasiteit nie, en nou begin ons hierdie meer konflik wêreldwyd ook sien, en almal begin nou beskerm weer vir hulle self, om nou weer te gaan. Daar's omtrent nie 'n land in Wes-Europa wat nie eintlik ook maar 'n onderliggende skuldkrisis het nie. Almal het baie bestee in die na COVID periode, en COVID het eintlik maar alles hierdie op 'n turbo of op 'n tendens begin sit. Absoluut. En die gevolg is nou kan jy nou nie meer belê in jou gesondheidstelsel soos wat jy wou, of in jou versorging van bejaardes, en daai groepe binne jou gemeenskap raak ontevrede, en hulle is nie meer lus vir immigrante nie, ensovoorts, en binnekop baie gou het jy 'n sneeubal, wat baie meer, ek wil nie sê ekstremisties is nie, maar half nie so innemend is teenoor vreemdelinge, globalisering, al die kragte wat ons gebring het tot hier nie. Ja, so iets soos xenofobie wat in Suid-Afrika plaasvind, alle goed het ook eintlik by dit het 'n ekonomiese wortel. Ja. Dis baie interessant. Waldo, ek wil gou saam met jou 'n bietjie bespiegel oor volgende week se beleidskomitee vergadering. Ja. Okay, eerstens, wat dink jy gaan gebeur en wat dink jy moet gebeur? Kom ons gesels so. Also, min data om mee te werk sedert die vorige. Ons het nou so 1 of 2 inflasie syfers. Ons weet inflasie in Suid-Afrika laag, stabiel. Alles wat ons nou gepraat het, pragtig. En ek dink die Reserwebank verwag ook nie ons gaan dadelik by ons die 3% teiken uitkom nie. Hulle besef, dis 'n proses wat nou. Wat staan inflasie nou? Sorry ek val in die rede. Min of meer 4, net so onder die 4%. Nee, is 'n kners laer. Ek dink dit was 3.6 of 3.5. Ek moet presies gaan kyk. Ja. Maar so alles onder beheer. En dan gegeewe waar die repo koers is, dink ek, het ons eintlik effektief inkrimpende monetêre beleid. Okay. So dit gesê, dink ek daar is ruimte om te sny. En veral as mense nou dink in die lig van ons internasionale gesprek, wat is die gevare wat nou druk op pryse gaan sit in Suid-Afrika? Dit is nie 'n swakker rand op die oog af nie. Dis nie 'n hoër oliepryse op die oog af nie. So dis die groot bekommernisse gewoon. Voedselpryse is besig om sterk af te kom. Voedselpryse, kyk aan my vleisvideo, graanvideo, al daai goed. Dit is nogal so daar's ook nie 'n storie van hoë druk. So die probleem is maar geadministreerde pryse, maar die staat moet daai begin laer vasstel, maar nou is Eskom se tariewe hoog want hulle probeer eintlik die laaste 10 jaar se moeilikheid nou regmaak met die volgende tariefaanpassing. Ja. So 'n ander probleem, en inflasieverwagtinge is nog relatief hoog. Ons weet, mense kyk maar terug. Hulle dink nie aan inflasie is nou 3.5%, dis wat vir my goed genoeg wees as 'n salarisverhoging nie. Almal wil nog opmaak vir die feit dat kitskoffie amper R200 is. Soos nee, ek soek 8%. Ja. So daai proses gaan nog 'n ruk vat voor ons half in ons koppe ook in 'n lae inflasie omgewing is. Maar alles gesê, ek dink daar's ruimte vir 25 basispunte sny. As hulle nie gaan sny nie. So dis wat jy dink moet gebeur? Wat dink jy gaan gebeur? Ek dink nie dis uitgesluit nie. Hulle sien hierdie selfe goed. Ek dink as hulle nie sny nie, sal dit wees omdat hulle baie konservatief is oor onsekerheid.
en sê kom ons gee net tyd. Ons het nie iets spesifiek waaroor ons bekommerd is in die internasionale of die plaaslike omgewing nie. Al wat ons doen is ons trap water en hou waar ons is, want ons is bang ons sny te vinnig en dan gee dit inflasie bietjie 'n kans om weer te spring. Dit sal die amper sê die hart daarvan sal so konservatiewe benadering wees. Maar op die aanwysers af daar's ruimte vir 'n klein sny. Wat het in Amerika, wat het hulle gesny? Wat is die druk nou? Want ek weet Paul het 'n baie interessante videoetjie en Paul en Trump wat reg eintlik nou 'n groot konflik teenoor mekaar is. Ons het gesels al hieroor. Gaan hulle nog sny of ek is nie seker nie van Paul af gaan hulle nie sny nie. Hulle behoort nie te sny nie want inflasie is bo hulle mikpunt. Ja. En daar's goeie. Maar dis dalk iets wat ons dan kan veroorsaak om nie te sny nie, seker dan. Dit is moontlik, maar hulle het nou 2 keer gesny wat ons nie het nie. Of eintlik hulle 2 keer gesny en ons het net 1 keer gesny. So jy het amper sê ons is dalk 'n bietjie agter. Ja. Dis enetjie in die bank. Daar ek weet nie wanneer sit hulle weer vir 'n besluit nie. Ja. Maar daar is dinge hulle is in 'n ander posisie as ons. Hulle moet wag vir daai Big Beautiful Bill se inskop. Daar's ouens wat dink die deurvloei van die tariewe gaan nog 'n bietjie hoër en hulle praat van 1 persentasiepunt hoër as verwag. So van dit skuif hulle inflasie van sê maar 'n 3 na 4 toe. Is nog nie hoog nie, maar is meer as wat mense sou dink. So daai aspekte, die kragte wat inflasie daar druk is nog nie uitgespeel nie. So Paul kan met reg sê kom ons wag 'n maand of kom ons wag 2 maande en kyk net. Ja. Waar by ons dink ek daar's baie minder onsekerhede in die pipeline as by hulle. Baie dankie Waldo, altyd interessant mee gesels. Ek hoop ons sny wel. Kom ons hou duim vas. Ek dink dit kan net so 'n bietjie verligting bring. Maar ja, baie dankie vir jou tyd vandag. Altyd lekker om met jou te gesels. En bly asseblief ingeskakel. Ons gesels hier na Daan en ons kyk bietjie na risiko op die plaas en hoe jy dit beter kan bestuur. Maar baie dankie vir jou tyd vandag. Dankie Johnny. Soos beloof gesels ons dan weer met Daan van FFG vandag en ons kyk bietjie na risiko. 'n Stormagtige begin vir die jaar eintlik dan nou gewees. Daan, vertel dalk bietjie vir ons, wat het al gebeur soos die jaar aangegaan het met stroop of planttyd wat dan eintlik nou iets van die verlede. Ja, Johnny, ek dink in baie gebiede het die planttyd nou maar bietjie uitgerek as gevolg van die baie nat toestande gedurende optimale planttyd. So baie van die produsente het noodgedwonge eers bietjie later geplant. Dit het nou nie 'n groot impak op die versekering nie, weet direk nie. Want as jy byvoorbeeld 'n haalpolis het, weet wanneer die plant is nou nie ter sake nie, want die dekking is vir die seisoen. Daar was ook gebiede wat geweldige haal gehad het. Ek weet byvoorbeeld sojas en sonneblom wat heeltemal weggeslaan is. Van die produsente was gelukkig om dan nou te kon oorplant, want die haalpolis sal dan natuurlik uitbetaal vir die totale skade wat daar was. Ander gebiede was daar wel haal, maar die skade nie baie nie. Weet 4 en 5% skade wat dan nou nie noodwendig 'n eis beteken nie. En dan gewoonlik as die skade so min is, gaan die plant daarom redelik goed herstel. Ja. So dit was maar 'n baie volatiele planttyd in groot areas. Maar ek dink alles is daarom seker nou min of meer in, ek hoop so. Ja, ons is nou al verby die 45ste Desember. So ja, ek dink dis nou meer in ons wêreld in elk geval optimale planttyd nie. So ja, die jaar het baie vinnig begin, maar ook daarmee saam die storms wat ons gehad het. Weet en dit lei nou weer dalk iets wat ons kan noem vandag is ons het dit dalk voorheen aangespreek, maar dit bly oor die tafel kom. Is onderhoud en instandhouding. Ons kry 'n eis vir waterskade op 'n huis. En dan het dit nou gelukkig die vorige 3-4 jaar het die dak ook gelek. En nou wil die plafon inval en dan stel die kliënte eis in. Assessor gaan doen die assessering en die eis word afgewys op grond van daar was nie genoegsame onderhoud en instandhouding gedoen en met voorsorg opgetree nie. So as die dak lek, maak die lek reg, maak die plafon reg. As dit 'n eis is, stel hom dadelik in, moenie omdat dit klein of min is wag nie. Ja. Want 5 jaar later gaan daar niks uitbetaal. Want die nodige onderhoud en instandhouding was nie gedoen nie. So ek dink dis iets wat kliënte net oor die algemeen na moet kyk. Weet veral op woonhuise. Store het nou oor die algemeen nie 'n plafon byvoorbeeld in nie. Maar selfs daar, as daar ou stormskade is, herstel dit. Want as dit nou al geroes het onder die sinkplate omdat dit nou elke jaar nat word daar,
jaar 5 en 6, nou stel ons 'n eis in, dit gaan afgewys word, want die nodige onderhoud en instandhouding was nie gedoen nie. Ook rondom die storms, iets wat nou 'n paar keer oor my tafel gekom het, is weer eens die vloedlyn. Pompe onder die vloedlyn, pompstasies onder die vloedlyn, die riviere het so 'n bietjie buite strome ensovoorts, spruite het buite hulle walle gegaan, met die baie reën wat ons op 'n stadium gehad het, en dan sit hy met die probleem dieselfde, wat is dit belangrik, die versekeraars se bepalinge is nie almal presies dieselfde rondom vloeddek, dekking skade as gevolg van vloed nie, so dit is baie belangrik om te verstaan, wat sê die spesifieke polis, waar stop die versekeraar se dekking, is dit binne 200 meter van water, of 300 meter, of verwys hulle net na 'n spesifieke 50 jaar vloedlyn byvoorbeeld ensovoorts. So is belangrik om dit te weet, wat jou spesifieke polis vir jou dek, en dan wat se bates het jy, wat dan eintlik op risiko is. So wat moet jy nou doen? Moet jy dit betyds die pompe gaan trek en skuif, as jy kan, weet die water is op pad, of die vloed is op pad, dis nie altyd moontlik nie, maar wat 'n ou moet doen, want ek het 'n geval waar 'n kliënt se eis afgewys is, want die pomp was onder die vloedlyn. So 'n kliënt nog nie, nou my kliënt, dit was nie my kliënt ten tye die skade nie, want ons probeer en is hy goed vir hom 'n bietjie uitsorteer. En dan ook iets wat ek elke dag mee amper wil ek sê te doen kry is awery. As jy 'n storie het en hy is 1000 vierkante meter, die vervangingswaarde is eintlik 3,5 miljoen rand, en hy's op jou polis vir 300,000 rand, beteken dit jy's 90% onderverseker. So as daar 'n totale verlies is, gaan jy net 30,000 kry. En as daar 'n gedeeltelike skade is, die wind waai die dak af, en jy het 'n miljoen rand eis, gaan daar net 100,000 rand uitbetaal. En dis ongelukkig 'n redelike algemene ding, veral iets soos store is nie reg verseker nie. So die belangrike ding is, kyk na die oppervlak, kyk na die tipe afwerking, is dit 'n grondvloer, is dit 'n sementvloer, is dit sinkkante, is die kante toegebou, is dit 'n dubbelmuur, ensovoorts. So daar's baie detail wat 'n ou nou moet kyk om die regte vervangingswaarde te bepaal, en dan is dit die moeite werd om teen vervangingswaarde te verseker. As jy iets verseker 90 en 80% onder die werklike waarde, kan jy dit maar net sowel eerder los. Ja. Want jy mors premie. Jy betaal premie vir iets wat jy nooit, as daar 'n voorval plaasvind, die geld gaan terugkry. So dis iets wat ek baie sien, kliënte nalaat, kliënte-makelaar kombinasie. Ek verseker nie 'n item as ek nie self na dit gaan kyk het nie. Om seker te maak dat ons nie met hierdie tipe goed nie. Ek is nie 'n bourekenaar nie, maar hou jy daarom riglynwaarde van die versekeraars af van wat dit behoort te wees. Wat ons die kliënt mee kan aanbeveel, ek kan nie vir hom voorskryf nie, maar aanbeveel waarteen hy dit behoort te doen. En dan iets anders wat ook gereeld gebeur is items op die polis. Selfoon. Spesifiseer het. Items wat gespesifiseer moet word, soos 'n selfoon byvoorbeeld. Ek het nou 2 gevalle in die laaste 3 weke gehad waar kliënt my skakel en sê die iPhone 16 het geval, kyk ons op die polis, dan is die iPhone 14 nog op die polis, en die kliënt het nagelaat om ons in kennis te stel, hy het iewers sy selfoon opgradeer. Ja. En dan is daar niks om op te eis nie, want die regte item moet op die polis wees, want goed wat gespesifiseer moet word, spesifiek elektroniese goed, rekenaars, skootrekenaars, selfone, gaan alles oor die reeksnommer. So as daar 'n nuwe item is en hy's nie op die polis nie, is hy ongedek. So die regte ding is om te doen, haal die ou een af, sit die nuwe een op, en as daar dan wel 'n voorval is, dan weet jy jy is gedek. So kliënte dink nie gereeld aan dit nie. Ek het op pad hierheen 'n gesprek met 'n kliënt gehad wat ons op die oomblikke kontrakteurs alle risiko polis het. Hy's besig met 'n groot projek, boerderybelange wat hy uitbrei. Ja. En die projek sou einde van Januarie klaar gemaak het. Ek het hom geskakel spesifiek en ek sê, is ons nog op datum om klaar te maak? O nee, yes, ek het vergeet om jou te laat weet, reël asseblief vir my, daai polis moet verleng na 15 April toe. Ja. As ek hom nie geskakel en gevra het nie, dan het ons nie die polis verleng nie, hy dink nie daaroor nie, hy dink om die projek klaar te maak. So daar moet goeie kommunikasie wees tussen kliënt en makelaar. Makelaars moet verstaan waarmee hulle kliënte besig is. En as daar dan nou 'n eis was by die 3 Februarie, dan het hy nie meer dekking gehad nie. Ja. En 'n miljoen rand se projek was daar
totale blootstelling aan die kliënt se kant. Maar dis ook dit belangrik is om jaarliks of 6 maandeliks eintlik by hulle uit te kom, om seker te maak daai vervangingswaarde is nog op hoe kan ek sê alles wat moet op wees is nog op en alles wat eintlik al moet af is af en al die nuwe goed is op. Weet so dit mens kan nie een keer 'n jaar met 'n polis werk nie. Dit stel die kliënt bloot, dit stel ook die makelaar bloot en dis nie hoe dit behoort te wees nie. So daar moet deurgaans kommunikasie wees. Ek verstaan kliënte dink mos nou nie heeldag oor versekering. Ek het al voorheen ook vir jou gesê, jy dink nie heeldag oor jou versekeringspolis nie. Maar dit is dan die makelaar se plig om gereeld met die kliënt te praat en seker te maak alles is reg. Kan dit nie elke dag doen nie, ek kan dit nie noodwendig elke week doen nie, maar dan moet dan periodiek gesprek plaasvind en om seker te maak die kliënt se dekkings is altyd reg in plek. Dan baie dankie. Dit is baie insiggewend geweest. Ek dink is baie behulpsaam vir ons boere ook al buite. En dankie vir die diens wat jy dan vir ons landbouers daar buite ook gee. So ja, baie dankie vir jou diens. Dankie Johnny, jy moet 'n mooi dag hê. Okay. Hierdie ekonomiese oorsig word met trots aan jou gebring deur FFG. Sien weer volgende week.